en my boetie was soos alle kinders nooit baie lief verdeel nie. Die een was altyd mos bang dat die ander een 'n bietjie meer as jy gaan kry. Toe ons klein was, het my pa gewoonlik elke Vrydag aand by die kafee vir my en my boetie 'n sjokolade gekoop, die hoogtepunt van die week. Maar dit moes presies dieselfde sjokolades wees, anders het ek en Thomas gestry oor wie se sjokolade nou die grootste was. En selfs dan het Thomas ons identiese sjokolades gevat en het so teen mekaar gemeet om seker te maak dat ek nie 'n bietjie meer as hy gekry het nie. Kinders, nee, mense sukkel om te deel. Op Pinkster, met die uitstorting van die Heilige Gees, lees ons in Handelinge 2 vers 3. Hulle het iets soos vuur gesien, wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Nou, dit was altyd as kind vir my 'n vreemde beeld, want ek het hierdie prentjie in my kop gehad van mense wat elkeen 'n vlammetjie op hulle koppe het, amper soos menslike kersies. Maar vandag besef ek waarom dit moes gebeur. In die Ou Testament was die teken van God se nabyheid 'n vuur of 'n rookwolk. By die volk in die woestyn, by die tent van ontmoeting, by die tempel was daar altyd 'n simbool van God se teenwoordigheid. As jy daardie vuur sien, as jy daardie rookwolk sien, dan weet jy, God is daar. Maar met Pinkster verander dit. God is nie bang om te deel nie. Met die uitstorting van die Gees is God nou simbolies nie meer net een vuur op een plek teenwoordig nie, maar op en in almal. Die vuur het verdeel en nou is almal deel van die huis van God. As gevolg van God wat deel, word almal deel van mekaar, kry almal deel aan die Gees. Die Gees se vlamme brand nou as ware in elkeen van ons se kaggels. Daar moes eers verdeling kom voor eenheid. En die eerste gelowiges wat God sy vrygewigheid beleef het net daarna eintlik van self ook begin deel. En die deel het hulle eensgesind gemaak. Ons lees daarvan in Handelinge. Later in 1 Korintiërs het die selfsug egter maar weer ingeskop, toe mense nie meer bereid was om te deel nie, en het daar weer verdeeldheid gekom. Is eintlik ironies, wanneer jy vir jouself hou, kom daar verdeeldheid. Wanneer jy deel, kom daar eensgesindheid. Hoe ironies is dit nie? Die vreemde is dat dit vandag nog so werk. Dit geld vir alle verhoudings en dit begin by jou. As jy graag deel wil wees van 'n groep, moet jy eers iets van jouself met daardie groep deel, anders bly jy 'n vreemdeling. Dis moeilik. Ons is bang om onsself met ander te deel, want ons is bang ons kry seer, ons is bang ons stel onsself bloot en mense spot met ons of verwerp ons. Ek wag dat iemand anders eers met my moet deel, my moet nooi, dan sal ek deel en deel word. Is dit werklik vrygewigheid as ek deel net as ek veilig voel, of net as ek 'n oorskot het, 'n oorskot geld, 'n oorskot kos, 'n oorskot tyd? Kom ons hou op loer, of ander mense meer as ons het. Kom ons hou op om alles selfsugtig teen ons bors vas te druk en net te vat, net te neem sonder om te deel. Kom ons onthou hierdie winter, hierdie Pinkster. Ek en jy het genoeg, want God het sy Gees vir ons gegee. Kom ons neem deel aan Pinkster, deur te neem en te deel. Luister nou na die gedicht. Kom ons Skepper hier. Neem, eet, doen dit tot my gedagtenis. Die neemdeel en die eetdeel doen ons met oorgawe. Ons vat en vreet
gawes van genade. Die deel vra net te veel. Kan ons deelneem as ons net neem en nie deel nie? Kyk, daar is 'n vuurtong bo jou kop en bo myne. Die groot vuur het verdeel. Die groot gees brand, nie net op een altaar of in een tempel nie. Dit brand in jou klein gees. Dit brand om gedeel te word. En met elke aangee en aansteek word ons meer. Meer as net ek. Meer u, meer ander, meer ons, meer eens. Om deel te neem is neem en deel. Die drie eenheid is dit eens. Deel uit, neem in. Vir eens en vir altyd. Een van gees, een van gelie. Kom ons Skepper.